Ons gaan oor om met mekaar saam te lees uit die Here se woord, en dit is uit Psalm 139. Ek hoop dat jy die Bybel saamgebring het, en ons gaan saam lees vanaf die eerste versie, een van die besondere psalms in die woord van die Here, uit die pen van Dawid. Psalm 139, en ons lees vanaf vers 1. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor. U lê U hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my. Te hoog, ek kan daar nie by nie. Waar sou ek heen gaan van U gees? En waarheen vlug van U aangesig? Klim ek op na die hemel? U is daar. En maak ek die doderyk my bed? Kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die einde van die see woon. Ook daar sou U hand my lei, en U regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval, en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag. Die duisternis is soos lig, want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge, toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in U boek is hulle almal opgeskrywe, dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kosbaar is dan vir my U gedagtes, o God. Hoe geweldig is hulle volle som nie. Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand. Word ek wakker, dan is U nog by my. O God, as U tog maar die goddelose wou ombring, en julle manne van bloed gaan van my af weg, hulle wat arglistig teen U spreek, U naam uitelik verhef, U teestanders. Here, sou ek die nie haat wat vir U haat, en afskie hê van die wat teen U opstaan nie? Ek haat hulle met 'n volkome haat, vyande is hulle vir my. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op 'n ewige weg. Ons lees saam net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou as daar enkele verses wat ek uit hierdie gedeelte onder die aandag wil bring, sal dit wees Psalm 139 vers 23 en 24, wat ek meen uiteindelik die klimaks van hierdie psalm is as Dawid sê, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op 'n ewige weg. Ek wil tog ook die tema net aankondig waaroor ons vanaand met U gaan praat, Dawid se bepeinsing oor die groote God. En daar is 'n vers in hierdie psalm, dis vers 17, wat sê, hoe kosbaar is dan vir my U gedagtes, o God. Hoe geweldig is hulle volle som nie. Dawid se bepeinsing oor die groote God. Hoe kosbaar is dan U gedagtes vir my, o God. Nou, liewe broeders en susters, as 'n mens hierdie psalm beginne lees, en aandagtig beginne lees, dan kry jy Dawid, wat in sy digterlike stemming diep nadink oor die groote gedigte heilige God.
die God van sy voorvaders Abraham, Isak en Jakob, die ware God, die skepper en instandhouer van alle dinge. En Dawid dink na oor hierdie grote, almagtige God. Dawid dink oor die eienskappe, die attribute, sê die geleerde mense, die natuur, die wese van hierdie God. En as hy so nadink oor die grote God, dan bring sy gedagtes uiteindelik om uit by homself. Waar staan hy met hierdie God? Sy stand, sy status, sy geestelike toestand voor hierdie grote God. Hy pyns oor sy verhouding met die Here. En ek sê weer, as jy hierdie Psalm mooi aandagtig lees, dan is daar hierdie twee persoonlikhede, die grote en almagtige God, en Dawid, wat dink oor hierdie grote God. Jy kry hierdie woorde, u, ek, my, reg deur hierdie Psalm. Dit gaan vir Dawid oor hom en God. En hierdie is 'n denke oor waar staan ek met hierdie God. En hoe groot is hierdie God en hoe is ek voor hierdie God. En ek wil vir jou vra dat ons saam sal probeer, en ek vra jou aandag, ek vra jou konsentrasie, dat ons saam sal probeer om die gedagtegang van Dawid te volg, soos wat hy sinnetjie vir sinnetjie skrywe en pyns en dink oor hierdie grote God. Kom Dawid uiteindelik tot 'n slotsom. En hoe reageer Dawid uiteindelik as hy oor die grote God dink? Kom ons kyk 'n bietjie diep in hierdie Psalm in. En ons vra God die Heilige Gees, wat die skrywer van die woord is, om ons verstand en ons gedagtes, ook ons geestelike bevatlikheid te open, dat ons kan verstaan, wat sê die Here in hierdie Psalm, dat dit nie net vir ons woorde op papier sal wees nie. Ek praat met jou oor Dawid se bepeinsing oor die grote God. Hoe kosbaar is dan u gedagtes vir my, o God? Hoe geweldig is hulle volle som nie. Maar voordat ons punt vir punt of teks vir vers hierdie Psalm gaan hanteer, kom ons kyk net eers na die opdeling van hierdie Psalm. En as 'n mens mooi na die Psalm kyk, dan sien jy, die Psalm is opgedeel, die 24 verse is opgedeel in 4 afdelings, 4 groepe van 6 verse elk, en so lyk hulle. Die eerste 6 verse dink Dawid na oor die alwetendheid, die alwysheid van God, vers 1 tot 6. En dan die tweede 6 verse, vers 7 tot 12, dink Dawid na oor die alomteenwoordigheid van God. En dan die derde groep van 6 verse, vers 13 tot 18, dink Dawid na oor die almag van God, oor sy alvermoë. En dan in die vierde groep van 6 verse, vers 19 tot 24, vind ons Dawid se reaksie. Watter slotsom kom hy by uit? Hoe reageer hy as hy oor hierdie dinge, hierdie eienskappe, hierdie attribute van God dink? Kom ons begin by die eerste. Elkeen van hierdie hoofpunte, 6 verse, vorm 'n gedagte. Die eerste gedagte dan, ons gaan praat oor die alwetendheid, die alwysheid van God, vers 1 tot 6. En as jy jou Bybel voor jou oophou, kan jy maar daarin ook kyk, jy is baie welkom. Maar in vers 1, as ons lees wat Dawid skryf, dan sê hy, God ken my. God ken my hart. God ken my karakter. Daar staan, Here, u deurgrond en ken my. God ken my diepste wese, dink Dawid. God ken my beter as wat ek myself ken. God se kennis van my is absoluut volkome, dis volmaak. Ek kan nie meer en beter en dieper geken word nie. God ken my tot op die bodem, as ek dit so mag stel. God se kennis van my is absoluut volkome. God ken my. En ek wil hê jy moet dit ook maar vanaand bedink, vriende, dat soos wat ek hier voor u staan op die kansel, ken God my
deur en deur. Soos wat jy daar in die banke sit, God weet alles van jou, want hy is alwetend. Hy is alwys. Die tweede versie sê Dawid, God ken my doen en my late. Sowel as die bepeinsinge, die gedagtes van my hart. God ken my menings. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagtes. Dat God 'n mens so deeglik kan ken. Alles wat ek glo en nie glo nie, ken God. Al my beginsels, of die wat ek nie het nie, ken God. Al my menings, ken God. Alles. Maar dan sê Dawid in die derde versie, God ken ook al my weë. Al die paaie wat ek loop, wat ek bewandel. Hy weet waarheen ek gaan. Hy weet waar ek sit, waar ek opstaan. Hy weet waar ek lê. Kyk hoe sê hy, u, vers 3, u deurvors my gaan en my lê. En u is met al my weë goed bekend. Al die voetstappe wat jy vandag geloop het, die afgelope week geloop het, elke stoel waar jy op gaan sit het, elke plek waar jy in en uit gegaan het, elke plek waarin jy gery het en teruggekom het, God is met al jou weë goed bekend. Maar dan sê Dawid, God ken nie net sy karakter, sy hart, sy doen en sy late en sy gedagtes nie net al sy weë nie. Hy sê in vers 4, God ken my gesprekke, God ken my woorde, en selfs voordat ek daar die woorde uitspreek, dan ken die Here dit. God ken jou gesprekke. Kyk hoe sê hy dit. Vers 4, want daar is nog geen woord op my tong nie, of u Here, u ken dit geheel en al. My vriende, in hierdie 4 verse sê Dawid, God ken my hart, God ken my gedagtes, God ken my dade, my doen en my late, God ken my woorde. En ek wil hê jy moet net 'n oomblik diep daaroor sit en dink. Die groote, heilige, almagtige God weet meer van jou as wat jy self van jou weet, en ek bedoel dit. En jy weet, 'n mens is geneig om gereserveerd te lewe, nie waar nie. Ons wil nie altyd hê dat ander mense alles van ons moet weet nie, nie waar nie? Want ons dink, as ander mense alles van ons weet, dan gaan hulle nie van die dinge hou wat ons alles is, wat ons doen nie, en dan gaan hulle ook nie meer van ons hou nie. Daarom is ons baie keer gereserveerd. Wil nie hê mense moet te naby kom en alles van ons weet nie. Want dalk sal hulle minder van ons dink, sal hulle minder van ons hou. Maar daar is 'n God in die hemel wat so naby aan jou kom dat hy alles van jou weet. In jou slaapkamer, in jou badkamer, in jou woonkamer, in jou sport, by jou werk, alles. En daardie God wat alles van my weet jy wat kom in sy hart op as hy alles van my weet? Daardie God wil my bewaar. Hy wil my beskerm. Hy wil sy hand op my lê. Daardie God weet selfs hoeveel hare is op jou hoof, Matteus 10 vers 30. En die God van die hemel, die ware God, as hy so alles van jou weet, dan het hy jou lief ten spyte van dit wat hy alles van jou weet. Kyk 'n bietjie, wat staan daar in vers 5 en 6? Daar staan, u sluit my in, van agter en van voor. U lê u hand op my. God gee om vir daardie persoon. God gee om vir Dawid, al ken hy hom deur en deur, al ken hy al die goed en al die sleg van Dawid. Dan lê hy nog sy hand op hom, dan sluit hy hom nog in van agter en van voor. Hy wil hom nog beskerm. In vers 6 sê,
Om dit te begryp is vir my te wonderbaar, dis te hoog, ek kan nie daarby kom nie. Dat die God van die hemel, en al sy heiligheid, al sy geregtigheid, van my alles kan weet, selfs al my sonde, en dat hy ten spyte van my sonde, nog sy hand op my wil hê, dat hy my nog lief het, dat hy my nog wil bewaar, dat hy my nog wil beskerm, dat hy vir my omgee. Ons kan dit nie verstaan nie, my vriende. Niemand van ons sal vir iemand anders omgee, as daardie persoon niks vir jou voel nie. Maar God al voel mense niks vir hom nie. God weet nog alles van hulle, en hy gee nog vir hulle om. David sê dat God in hom belang kan stel. Ten spyte van alles wat God van hom weet. Om dit te begryp, is te wonderbaar, dis te hoog, ek kan daar nie by kom nie. Maar dan die tweede deel van 6 verse praat David, dink hy na oor die alomteenwoordigheid van God, vers 7 tot 12. Oor die alomteenwoordigheid van God. Dit beteken, God is oral, God is op elke plek, daar is nie 'n plek waar God nie is nie. Ek praat nou van op die aarde, daar is nêrens 'n plek waar God nie is nie. En hoor nou wat sê David dadelik in vers 7. Hy sê, waar sou ek heen gaan van u gees met 'n hoofletter? En nou praat hy van God as gees, en dit het Jesus in die Nuwe Testament gesê, ek dink is in Johannes 4 vir die vrou by die put van Samaria, God is gees. En die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Nou vra David, waar sal ek heen gaan van u gees, en waarheen vlug van die aangesig? Dit lyk nou vir my asof David koue voete kry, hoe lyk dit vir jou? Dit lyk nou vir my asof David iewers wil weggee en hardloop. Waar sou ek heen gaan van die gees, en waarheen vlug van die aangesig? David word bewus van hierdie grote God, wat alles van hom weet, en sekerlik kry hy skaam oor hierdie God, en hy wil homself gaan wegsteek, want hierdie God weet alles van hom. En dan begin David die plekke opnoem, waar hy dink hy dalk sal kan gaan, waar God nie is nie. Kyk 'n bietjie in vers 8 en 9. Hy sê, klim ek op na die hemel. En David verwys na die hemel daarbo. Klim ek op na die hemel. U is daar. So hoog as wat ek kan opgaan, daar is God. Maar dan dink David aan 'n ander plek, so diep as wat ek kan afgaan. Dit is in die doderyk, vers 8. Hy sê, maak ek die doderyk my bed. Kyk, sê hy, u is daar. En dan dink David aan 'n derde plek waar hy dalk kan heen vlug. Hy sê, neem ek die vleuels van die dageraad. Wat is dit? Dis waar die son opkom, die dageraad. Dit is in die ooste. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek so ver oos, soos waar die son opkom. Ook daar is die Here, sê hy. En dan gaan hy net in die teenoorgestelde rigting. Hy sê, gaan ek by die uiteinde van die see woon, en die see is wes in Israel. As jy in Israel is aan die weste kant van Israel, die hele grenslyn aan die weste kant van Israel, is die see. Hy sê, gaan ek oos, u is daar. Gaan ek wes, gaan ek by die eindes van die see woon, die einde van die see woon, so ver wes as wat ek kan gaan, ook daar is die Here. Daar is nie 'n plek, vriende, al gaan jy hoog, al gaan jy diep, al gaan jy wyd, daar is nie 'n plek waar God nie is nie. En dan dink David aan nog 'n ander plek. Hy sê, miskien in die duisternis in die nag, vers 11 en vers 12. Hy sê, as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval, en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir u nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, en die duisternis is soos die lig. David dink, daar's 'n swart kombers van donkerte, en as hy daai kombers oor hom kan trek, dan sal God hom nie sien nie. Maar dan kom David agter, vir God is daar nie duisternis nie. Vir hom is die duisternis soos lig. God sien binne in die duisternis. Die alomteenwoordigheid van God. Jeremia, die profeet, skryf in Jeremia 23 vers 23 en 24 hierdie woorde. God sê vir hom, is ek 'n God van naby, spreek die Here, en nie 'n God van ver nie? Dan sê vers 24,
sou iemand hom in skuilplekke kan wegsteek, dat ek hom nie sien nie, spreek die Here, vul ek nie die hemel en die aarde nie, spreek die Here, let op hierdie woorde, vul ek nie die hemel en die aarde nie. God is alomteenwoordig. En jy weet die alomteenwoordigheid van God is 'n skrikwekkende gedagte vir 'n sondaar. Daar waar jy die sondige daad doen, daar is God. En hy sien dit, want Hebreërs 4 vers 13 sê, daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie. Alles is oop en bloot voor die oë van hom, met wie ons te doen het. Gaan jy in die hemel in? Gaan jy in die onderste aardedele in? Gaan jy oos of gaan jy wes? Gaan jy in die duisternis in? Daar is God. En daar sien God alles wat mense doen. Maar as jy 'n kind van God is, dan is 'n mens eintlik bly. Dis 'n wonderlike wete, as jy waarlik 'n kind van die Here is, dat die Here God oral kan wees. En dat hy altyd by my is. Dat ek nooit op 'n plek kan wees waar ek sonder hom is nie. Hebreërs hoofstuk 13 vers 5 en 6 sê, die Here sê, ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper, ek sal nie vrees nie, wat sal 'n mens aan my doen? Dit is 'n wonderlike gedagte vir kinders van die Here, die alomteenwoordigheid van God. Al gaan ek ook in 'n dal van doodsskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my. U stok en u staf, die vertroos my. In die ou Psalm en gesangboek, gesang 7, het ons altyd gesing, nog vir my altyd een van die mooiste gesange, op berge en in dale en oor alles God. Waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God. Ek wil hê jy moet diep dink daaroor. Jy kan nêrens wegvlug vir God nie. Dawid dink oor die alwetendheid van God. En dan dink hy oor die alomteenwoordigheid van God. En dan derdens dink Dawid oor die almag, die alvermoë van God. In die 13de tot die 18de versies. Daar is niks wat God nie kan doen nie. En Dawid, as hy oor die alvermoë van God dink, dan is sy gedagtes vol van dit wat God geskep het. Dit wat die Here gemaak het. En uiteindelik kom hy by die kroon van God se skepping, en dit is die mense. Dawid dink aan sy eie liggaam, wat God gemaak het. Sy eie liggaam. Kyk wat sê Dawid in vers 13. Hy sê, want u het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. En hier is 'n prentjie uit 'n mediese boek. En die Here sê, Dawid sê, die Here het sy niere gevorm. Dit wat geen mens binne in 'n ander mens kan sien nie. En ook binne in die moederskoot, Dawid sê, in die verborgenheid, in die geheim, soos in die dieptes van die aarde, wat beteken absoluut verborgen, niemand weet wat daar gaan. Daar het God gewerk, met sy hande, met sy vingers. Want hy het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ons praat oor die almagtigheid van God, dat hy 'n mensekind gemaak het, die kroon van die hele skepping. So noem die Bybel dit. God het hom gemaak. En weet jy, daar staan geskrywe dat die Here het my voor my geboorte reeds begin maak. Ek wil hê jy moet vanaand daaroor baie diep nadink. God het jou gemaak.
in die skoot van jou moeder. En as Dawid daaroor dink oor hoe God hom gemaak het, dan sê hy in vers 14, ek loof u, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. As Dawid na sy liggaam kyk, as hy dink oor hoe sy liggaam werk, dan sê hy, dis vreeslik wonderbaar, en hy gebruik hierdie 2 Afrikaanse woorde, waarmee dit nou, dis eintlik Hebreëse woorde wat in Afrikaans vertaal is, vreeslik wonderbaar, en ek wil net op daai 2 woorde 'n oomblikie ingaan. So sê Dawid, het die Here hom gemaak, vreeslik wonderbaar. Die Engels sê wonderfully and fearfully made. Nou die Hebreëse woord vir vreeslik is die woord yare, en dit is 'n reaksie van verbuistering en verbasing. Dawid sê, ek is verbuisterd hoe God my wonderbaar gemaak het. En die tweede woord wonderbaar in die Hebreëus is die woord pala. Dit beteken alles as al die ander. U het my vreeslik wonderbaar gemaak. Ek is in verwondering dat ek anders is as al die ander mense, al die ander skepsels wat u gemaak het. Ek is anders as hulle almal. Ja, geen 2 mense is dieselfde nie. En weet jy vriende, ek het 'n stukkie inligting per hand gekry wat ek hierin opgeskryf het. Dit gaan oor jou DNA. Jou DNA is uniek, want God het jou uniek gemaak. Alles anders as al die ander mense. Uniek gemaak. En die wetenskaplikes het bevind dat elke mens se uniekheid deur sy DNA bevestig en bewys kan word. Wiskundig is dit bevind dat jou DNA-molekule se uniekheid bereken kan word. Jou DNA-molekule het 'n telling, en daardie telling is geweldig hoog. Dit is 1 met 2.400.000.000 nulle. Jou DNA-telling is 'n ontsettende syfer. Dit is 'n 10 met 2.400.000.000 nulle. Met ander woorde, die moontlikheid dat enige iemand anders op aarde geneties met jou kan ooreenstem, is vir alle praktiese doeleindes 0. Verstaan jy as Dawid sê, u het my verbuisterend uniek gemaak, vreeslik wonderbaar, anders as al die ander mense. Daar is regtig niemand soos jy nie. En in hierdie 2 woorde, vreeslik wonderbaar, bevestig dat God absoluut elke mens uniek maak. Hy maak my anders as elke ander mens. Selfs my vingerafdrukke, om nou eenvoudige voorbeeld te gebruik, elke mens van die 6.500 miljoen mense wat vandag lewe en al die miljoene voor hulle, elke mens se vingerafdrukke is anders. Hoe dit gemaak kan word, weet net die Here. Dis vreeslik wonderbaar. En dan begin Dawid die Here loof, hy dink na oor sy almag, hoe hierdie almagtige God so wonderbaarlik kan skep, iemand so kan maak, en hy sê in vers 14, ek loof u omdat ek so vreeslik wonderbaar is. En ek wil tog net iets van jou liggaam vir jou sê, hoe vreeslik wonderbaar het die Here God jou regtig gemaak. Kyk 'n bietjie na hierdie feite. Die gemiddelde persoon se liggaam funksioneer elke 24 uur as volg. Jou hart klop 103.689 keer in 24 uur. Jou bloed beweeg 'n afstand van 268.800.000 kilometers in 24 uur. Die Here het vir ons 'n pompie hier gemaak wat bloed miljoene kilometers in 24 uur ver kan pomp. Jou niere filtreer 180 liter vloeistof in 24 uur.
Jy haal 23.040 keer asem in 24 uur. Hierdie longe werk onophoudelik 23.040 keer in 23 uur. Die lug wat jy inasem is 12.4 kubieke meter lug. 483 kubieke voet lug wat jy per 24 uur inasem. Jy eet tussen 1.4 en 2.3 kilogram kos in 24 uur gemiddeld. Jy perspireer deur jou vel 1.4 liter per dag, dis 2 punte per dag. Jou liggaam behou 'n konstante temperatuur van 37.2 grade Celsius, ongeag die weeromstandighede daar buite. Jy praat ongeveer 4.800 woorde, dis nou as jy 'n man is. En ek weet nou nie waarom jy lag nie, of weet ek. Want sekere dames het die vermoë om baie makliker meer te praat. Jy beweeg en gebruik 700 spiere elke dag. Jy gebruik 7 miljoen breinselle op 'n dag. Die impulse van jou brein na jou liggaam trek teen 'n snelheid van 400 meters per sekonde. En dit het die mediese wetenskap vir ons mettertyd uitgevind. Al hierdie inligting het hulle vir ons beskikbaar gestel. Maar jare gelede het Dawid gedink, diep gedink, oor God se vermoë om 'n liggaam soos syne te maak. En hy sê, U het my vreeslik, verbuisterend, wonderbaar, uniek, het U vir my gemaak. Maar dan sê Dawid nog iets van sy liggaam in vers 15. Hy sê, my gebeente was vir U nie verborge, toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. En hier is iets baie belangriks in hierdie vers. En dit is daar die woord gebeente. My gebeente was vir U nie verborge, toe ek in die geheim gemaak is nie. En hierdie kunstig geweef in die dieptes van die aarde is digterlike taal, dit beteken in die verborgenheid, in die geheim. Maar God het my gebeente in die verborgenheid, in die geheim gemaak. En die woord gebeente in Hebreëus is otsem. En daar die woord beteken volwasse, volgroeide persoon. My gebeente was vir U nie verborge, toe ek in die geheim gemaak is nie. Beteken, toe God my in die geheim gemaak het hy al geweet hoe gaan my liggaam wees as ek voluit gegroei is. Kyk 'n bietjie mooi in vers 16. U het my ongevormde klomp gesien. En in U boek is hulle almal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Wat beteken dit? Daar was daar dat God alles bepaal het, toe hierdie daar nog nie daar was nie. Dit het te doen met jou gebeente. Dit beteken, toe God my in my moeder se skoot geweef het hy alreeds beplan, bepaal, hoe ek eendag sal lyk, as ek 'n volwasse mens sal wees. Luister, God het in die embryo stadium van my lewe reeds bepaal, hoe sal ek lyk as ek volwasse is? Die kleur van my hare, die kleur van my oë, my gelaatstrekke. God het dit alles bepaal, toe daardie dae nog nie eers daar was nie. God het dit alles vooruit in sy boek geskrywe. En selfs my geboortedag is opgeteken, nog lank voordat ek het geweet het. Ons het hier te doen met 'n almagtige God, wat die einde van die begin af ken, en ons brein kan dit nie verwerk nie, ons kan dit nie verstaan nie, ons is heeltemal te eenvoudig om dit te begryp. Die almagtige God wat eenvoudig alles kan doen. Maar dan kom ons by die 4de, by die laaste groep van 6 verse. Dawid se reaksie as hy oor hierdie grote God dink, wat hom gemaak het, wat alles van hom weet, die alwyse, alwetende, almagtige God. En daar is 'n tweeërlei reaksie wat Dawid in sy psalm openbaar. Eerstens ontwikkel Dawid 'n wrevel
in die sondaars. Hy ontwikkel 'n wrevel in sy hart teen die goddelose mense. Dit word beskryf in vers 19 tot 22. Dis asof Dawid kwaad word in sy binneste. En luister hoe sê hy: O God, as u tog maar die goddelose wil ombring, en julle manne van bloed gaan weg van my af. Hy wil nie met hulle gemeenskap hou nie. Hy wil nie met die sondaars gemeenskap hou nie. Hulle wat arglistig teen u spreek, u naam uitelik verhef u teenstanders. Here, sou ek nie die haat wat u haat, en 'n afskuw hê aan die wat teen u opstaan nie. Vers 22, ek haat hulle met 'n volkome haat, vyande is hulle vir my. En luister, daar is sommige mense wat 'n probleem kan hê met die woordjie haat. Is God nie 'n God van liefde nie? En moet ons nie alle mense lief hê nie? Ja, ons moet. Ja, God is 'n God van liefde. Maar het jy al gelees? God haat sekere dinge. Byvoorbeeld, die Bybel sê God haat egskeiding. God haat nie die mense wat skei nie, God haat die daad van egskeiding. God haat die sonde, hy haat nie die sondaars nie. Daar is 'n goeie haat en daar is 'n slegte haat. Jy weet dit seker nie. En hier het Dawid 'n goeie haat. Hy het 'n wrevel in hierdie sondigheid van die sondaars om hom. Hy soek nie daardie sonde. Hy wil nie daarin deel nie. Hy wil nie soos hulle leef nie. Hy wil nie met hulle gemeenskap lewe nie. Veral nie as hy dink aan hierdie wonderlike God, die grootte God. En God is nie net almagtig, alwetend, alwys, alomteenwoordig nie. God is heilig. God haat sonde. Dit is Dawid se eerste reaksie. Ek wil wegkom van die sondige mense. Ek wil nie saam met hulle lewe, onder hulle lewe, saam met hulle sonde doen nie. Ek wil die sonde haat, want ek het te doen met hierdie heilige God. Maar Dawid se tweede reaksie is hy maak sy totale wese voor die Here oop. Voor hierdie God wat alles ken, die God wat alles weet, die almagtige God. En dan skryf hy hierdie woorde, wat ek sê die klimaks van hierdie teks, van hierdie psalm liewer is: Deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op 'n ewige weg. Weet jy, dis asof Dawid sê: Here, ek haat die sonde in die ander mense, en ek het 'n afskuw in die sonde wat ek in al die ander mense sien. Maar Here, hoe lyk my diep donker hart, is daar nie dalk ook sonde in my lewe nie? U is die alwetende, u is die alomteenwoordige, die alwyse, alsiende, almagtige God. U sien dwars deur my, u weet alles, my dade, my woorde, my karakter, my hart, my gange, my paaie, my voetstappe, waar ek sit, waar ek opstaan, waar ek gaan lê. Here, ek sien so die sonde in die ander mense, maar sê vir my, Here, toets my bietjie. Sien u nie dalk dinge in my wat ek nie self sien nie? Want u is alwetend, u weet beter as ek. Ek wil vanaand vir jou vra, sien jy kans om dit vir die Here te sê, terwyl jy in hierdie diens sit? Let op die sleutelwoorde wat Dawid gebruik. Toets my, deurgrond my, ken my, kyk in my, kyk of daar by my 'n weg is van smart. Lei my op 'n ewige weg. Kyk, Here, of daar nie dinge in my hart is en in my lewe wat sondige gewoontes is. Maar dis aan my onbekend. Dalk iets wat ek nie gedink het is verkeerd in my oë nie. Dalk is dit iets wat baie guns in my oë vind, Here. Dalk is dit iets wat ek in die verlede met 'n passie verdedig het. En gesê, daar is niks meer verkeerd nie. Maar ek vra u, toets my, deurgrond my, kyk na my, kyk in my, ken my. Is daar dalk enige ding wat God sien,
En ek sê weer, vanweë my onkunde, vanweë my gebrek aan kennis, sien ek dit dalk nie. Sien ek dit dalk nie. Is jy gewillig om vir die Here te sê, kom o Heilige Gees, oortuig my, wat is verkeerd in my lewe? Is jy gewillig om dit te sê? Kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op 'n ewige weg. Help my, Here, om nie weer meer die paaie van ongeregtigheid, die paaie van sonde, dis paaie van smarte, te loop nie, want sonde bring net smarte, dis al wat dit bring. Sonde bring net probleme, sonde bring versuurde verhoudings, sonde bring alles wat sleg en lelik en vuil is, sonde vreet soos 'n kanker aan my. Help my om nie meer die verkeerde paaie te loop nie. Lei my op God se pad, lei my op 'n ewige weg. Help my om my voete af te haal van die paaie van die sonde, en my voete te plaas op die paaie van die Here. Daarom wil ek vir jou vra, dat jy hierdie woorde eerlik in jou hart sal lees en sal sê, in jou sitplek, saggies in jou hart, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes, en kyk, of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op 'n ewige weg. Ek sluit af. Dit maak nie saak hoeveel verkeerde dinge daar in jou lewe is en wat God raak sien nie. Hy is lief vir jou ten spyte van daardie verkeerde dinge. En God se liefde gaan vanaand uit na jou toe, om jou uit daardie verkeerde paaie uit te haal, om vir jou bekeringsgenade te gee, om jou te bekeer van die verkeerde paaie. Dit maak nie saak hoe vuil jou gedagtes was nie, hoe vuil jou dade was, hoe sleg jy gepraat het in die verlede nie. God gee om vir jou. God wil hom met jou bemoei, hy wil sy hand op jou lê, want jy is vir hom spesiaal, hy het jou spesiaal gemaak, daar is geen ander mens soos jy nie. Hy wil jou net uit daai sondige paaie uithaal, want daai sonde gaan jou vernietig, en God is te lief vir jou, om te sien dat jou sonde jou vernietig. So luister tog na die Here, en bekeer jou van daardie sondes, waarmee jy besig is. Selfs die dinge waarvan God die Heilige Gees jou oortuig. Die dinge wat in jou gedagtes opkom, terwyl jy hier sit, en terwyl ek met jou praat. Ja, God is lief vir jou, in spyte van daardie dade, maar bring dit na die kruis toe. Bring dit na die voete van Jesus. Bring dit na die bloed van Christus. Die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. En die Here kan daar die sonde neem en totaal vir jou vergewe. Die Here kan die bande, die kettings van daardie sonde breek. Die Here kan jou vrymaak om te dien. Te help jou. Dink na oor hierdie groote, wonderlike, almagtige God, waarvan die Bybel ons vertel, wat ons aanbid. Amen. Kom ons buig ons hoofde, terwyl ons so sit. Hemelvader, dankie dat U met ons bemoeienis maak uit U woord, dat ons U bietjie beter leer ken uit U woord. En Here, dankie dat U vir ons omgegee. Ons kom vanaand om vir U te sê, dankie dat U ons vreeslik, wonderbaar gemaak het. Absoluut uniek gemaak het. Here, ons wil bid dat hierdie wonderlike liggaam en hierdie persoonlikheid waarmee U ons gemaak het, gereinig sal word van die greep van die sonde. En ek bid vanaand, Here, as hier mense hier sit met hulle pragtige liggame, wat wonderlik gemaak is, mense wat in hulle liggame die sonde herberg,
Mense wat hulle liggame gewoond gemaak het aan sondige gewoontes, sondige gedagtes, sondige woorde, sondige dade, en hulle in die greep en die groef van daardie sonde gekom het. Ek bid vanaand, Here, haal hierdie mense asseblief daaruit. Here, breek die bande wat hulle bind. Here, reinig vir hulle. Bring vir hulle op die punt van bekering, bring vir hulle op die punt van erkenning van sondebelydenis, van breek en van vergifnis en verlossing. Ek vertrou U daarvoor. Dankie dat U woord nooit ledig na U sal terugkeer nie, maar dat dit sal doen alles waartoe God dit uitstuur. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.